Goeienaand en baie welkom hierso by die kanaal. Ek wil vinnige boodskap deel, soos wat ons in die ure van die Sabbat ingaan, sodat ons kan onthou wat alles oorgaan, hoekom Jesus vir ons gesterf het en wat ons missie en ons doel moet wees. Ek gaan die Bybelversies lees en dan 'n gebed doen en dan graag die boodskap met u deel. En ek lees vanaand uit Jesaja 6 verse 5 tot 8. En dit lees as volg: Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafins het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: Nou dat die gloeiende kool oor jou lippe aangeraak het, is jou oortredene vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord: Ek is hier, stuur my. Kom ons sluit die oë voor ons in hierdie kort boodskap ingaan. Liewe Heer, ons is ongelooflik dankbaar vir die voorreg wat ons het, om nie net as vriende nie, maar as broers en susters deur Jesus Christus by mekaar te kom. Ons is ewig dankbaar vir u opoffering van u lewe. Uit die troonkamer uit het jy gekom as 'n normale mens geleef en die wreedste dood deurgemaak, sodat ons wie in jou glo die ewige lewe mag hê. Liewe Heer, ek bid ook dat jy met my sal wees waar ek hierdie boodskap wil deel en met die luisteraars. Wees met ons, hou ons oë gefokus op U. Ons bid hier in Jesus naam. Amen. Ons sien Jesaja in vers 5 het half 'n uitroep van distress. Hy sê, dit is klaar met my. Ek is verlore. En die rede hoekom hy dink hy is verlore, hy is onredbaar, is dat hy sê elke woord oor sy lippe is onrein. En hy sê hy bly ook onder 'n volk van mense wat onrein lippe het. Ons sien, hy is maar net 'n sondaar, 'n normale mens wat bly in 'n sondige plek, 'n normale plek. Hy is ook so verleë en so moedeloos, want na hy die Here gesien het, het hy besef hoe baie hy tekort val. Sien in vers 6 sê hy dit, een van die engele het 'n gloeiende kool van die altaar afgevat en sy lippe aangeraak. Na dit was hy vergeef en versoen. Die Here het 'n retoriese vraag gevra en Jesaja het nie 'n enkele minuut laat verbygaan sonder om te antwoord nie. En ek wil amper sê dat hierdie storie baie meer bekend is in ons eie lewens as wat ons dalk mag dink. Want hoeveel keer is ons nie soos Jesaja in vers 5 en sê, dit is klaar met my, ek is verlore, ek is onredbaar, die Here kan nie my gebrokenheid herstel nie.
Ons almal sukkel met dinge. En ons bly ook in 'n samelewing waar almal hulle individuele probleme het. En as jy 'n drastiese interaksie met die Here het, soos wat Jesaja gehad het, sal jy ook nie kan help, behalwe om te voel soos of jy verlore is, voel soos of jy onredbaar is. Maar dit is nie verby nie. As jy lank genoeg in die teenwoordigheid van die Here is, sal hy help stuur. Ons sien in vers 6, die Here het 'n engel met 'n gloeiende kool van die altaar afgestuur. En hy het die mond van Jesaja aangeraak. Nou, 'n mond is 'n baie intieme area om aan te raak. En ek glo nie iemand sal aan u mond kan raak sonder dat u persoonlike toestemming gee vir dit om te gebeur nie. Ons sien Jesaja het toegelaat vir daai engel om hom aan te raak op sy lippe. Juist daai area waar hy sê hy sukkel. Elke woord oor my lippe is onrein. En nou sien ons die Here stuur 'n engel om daai area van hom te herstel. Nie net is hy herstel nie, ons sien hy is vergewe. Sy sondes is weggevat, net soos daai ding wat hom pla. In vers 8 lees ons dat die Here vra, wie kan hy stuur? Wie sal vir hom sy boodskap aandra? En voordat 'n enkele moment verbygaan, sien ons Jesaja sê in die einste vers, ek is hier, stuur my. Nou net soos Jesaja, voel ons almal dalk verlore, gebreek, te ver weg van perfek om ooit dit te maak. Maar as ons na die Here toe kom, sy aangesig sien en hom toelaat om ons verskonings en ons probleme weg te vat, sal hy ons nie net herstel nie, maar vergewe. Want aan die einde van die dag is dit ons almal se werk om Jesus se naam en sy liefde aan die wêreld te deel. Hy klop aan ons almal se hartdeure. Hy vra vir ons almal, wie kan ek stuur? Dit is ons werk om daai uitnodiging te aanvaar en te sê, hier is ek, Here, vat my, gebruik my, stuur my. En dis my gebed vanaand aan ieder en elk, dat hierdie woorde nie net woorde sal bly nie, maar in sal gaan, in die hart, in die gange van die hart, en dat u ook vir die Here sal sê, ek is bereid, Here, stuur my. Want dit is ons almal se werk. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, ons besef dat ons by onsself niks kan doen nie, dat ons nietige mense is, onperfek, met probleme, oral waar jy kyk. Liewe Heer, ek bid jy asseblief, ons harte sal aanraak, die harte van klip sal versag, jou seuns en dogters se oë sal oopmaak om te sien hoe lief jy hulle het, en ook met hulle sal wees, soos wat ons in hierdie Sabbath-ure sal ingaan. Ons bid hierdie dinge nie dat ons dit sal verdien nie, maar in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Mooi Sabbat verder.